Goeiemôre en welkom by die Kinderkerk aanlyn diens. Ons gaan nou praise and worship en dan daarna gaan ons 'n lesie hê wat Tannie Claudette gaan aanbied, die gelykenis van die mosterdsaadjie. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Make me a fisher of men, keep me singing. Make me a fisher of men, I pray. Make me a fisher of men, keep me singing. Seeking souls till Jesus comes again. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me joy in my heart, keep me praising. Give me joy in my heart, I pray. Give me joy in my heart, keep me praising. Keep me praising till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Die gelykenis van die mosterdsaadjie, Matteus 13 vers 31 tot 32. Jesus het 'n gelykenis vertel om sy disippels meer van God se koninkryk te leer. Hy het gesê, die koninkryk van die hemel is soos 'n mosterdsaadjie wat iemand gevat het en in sy land geplant het. Dit is die kleinste van al die saadjies, maar as dit uitgegroei is dit groter as al die ander plante in die tuin. Dit word 'n boom so groot dat die voëls in sy takke kan nes maak. Nou, hoe klein is 'n mosterdsaadjie? Ek het 'n foto gevat van 'n sonneblomsaadjie en 'n mosterdsaadjie. Kan julle raai watter een is die sonneblomsaad? Ja, dis die enetjie wat die voeltjies eet. Kyk hoe klein is die mosterdsaadjie teen die sonneblomsaadjie. Nou, hoe groot word 'n mosterdboom? Hier is 'n paar feite oor 'n mosterdboom. 'n Mosterdboom kan 6 meter lank word. Nou, dis baie lank. Hoe lank is jy omtrent? Sê mamma moet jou meet. En dan werk jy uit hoeveel keer langer is 'n mosterdboom as jy. 'n Mens maak ook nie haddock mosterd van 'n mosterdboom nie. Nee, jy maak haddock mosterd van 'n mosterdplant. 'n Mosterdboom het 'n soet vrug. 'n Mosterdboom kan so breed word as wat hy hoog is. Nou, hy word 6 meter hoog. Dit beteken hy kan 6 meter breed ook word. 'n Mosterdboom kan ook groei op plekke wat nie baie reën kry nie. So hy het nie baie water nodig om so pragtig groot te word nie. Nog 'n interessante feit is, 'n mosterdboom se takkies word al vir honderde jare gebruik om tandeborsels mee te maak. Dis reg, hulle tande geborsel met 'n mosterdboom se fyn takkies. Daardie takkies het iets wat bakterieë doodmaak. Nou, julle weet seker bakterieë kan 'n mens siek maak. Soos hierdie mosterdboom kan keer dat jy nie siek word nie. Nou, wat beteken die gelykenis? Wel, Jesus is die een wat die mosterdsaadjie plant. En Jesus het aan sy disippels verduidelik dat alhoewel God se koninkryk klein begin het, soos die mosterdsaadjie, gaan hy die grootste boom in die tuin word. In die Ou Testament verwys voëls na die nie-Joodse volke. Dis nou soos ek en jy, ons is mos nie Jode nie. Nou, voeltjies kan nes maak en bly in die takke van die mosterdboom, want die mosterdboom is so groot en veilig. Dit beteken, ons kan ook bly en rus vind in God se koninkryk. Wat wil
wil Jesus vir ons leer met die gelykenis? Op aarde is dit ons werk, my en jou werk, om God se koninkryk uit te brei, of dit te laat groei. God se koninkryk begin op aarde wanneer iemand hulle lewens vir God gee. Dit is wanneer jy jou hartjie vir Jesus gee. Die koninkryk van God hoef nie met groot dade uitgebrei te word nie. Jy kan met ietsie kleins begin, soos 'n gebedjie vir iemand te sê, of 'n drukkie vir iemand te gee. Jesus wil hê ons moet getrou wees in die klein dingetjies. En jy is nooit te klein of te jonk om vir God se koninkryk te werk nie. Kom ons bid. Jesus, baie dankie dat ons soos die voëls in die mosterdboom kan rus vind in u koninkryk. Here, help ons om u koninkryk te groei en vir ander mense te leer van u. Amen.